Ek glo, julle wat hier sit, vang ook bietjie, né? Julle oortjies is nou oop. Well, that's the secret. Ja. As ons dit nou moet verkoop, wel, jy kan ongelukkig net nie met 'n onopregte hart hierdie ding tref nie, want God ken die hart van die mens. Maar as jy dit verstaan, Yes. weet jy wat se magtige goed God deur jou doen. As die prosperity ouens verwys baie na Abraham toe, sê maar hy was dan ryk. Abraham was nie ryk nie, hy was invloedryk. Yes. Onder konings gewees. Ja. Om hier te wees en jy het 'n mooi voertuig hier buite en die behoort aan 'n kerk waar hulle vir jou sê as jy nou klompie, as jou bankrekening mooi en oulik is, dan het jy 'n goeie verhouding met liewe Jesus. Jy's nog ver van Abraham af. Yes. Jy's ver van Daniël af. Daniël was 'n minister gewees. Jy's ver van Elia af. Elia het nie, ek weet nie eens of die man regtig geld gehad het nie, maar hy het die koning uit vir Agab in 'n toestand vir Jezebel so bang gehad en toe probeer sy hom later bang maak. Nie ons praat van Jeremia was deur konings in pitte gegooi en hulle was woedend vir hom gewees. Hulle het nie met Jan Raap en sy maat gepraat nie. So as jy jouself in 'n prosperity stelsel wil vergelyk met hierdie manne, kan jy dit verbygee? Om vir my te vertel, jy gaan teen die einde van die jaar soveel biljoentjie randjies hê en sulke goed. Ja, maar gaan ek daar by Ramaphosa instap en vir hom sê ek wil met jou praat en hy gaan sê maak toe daai deur, Chris is hier. En julle gedraai julle hoor, Chris is hier. Nee, hy weet eers, come on man. En daar's hier 'n pastoortjie in hierdie dorp wat dit vir my kan doen nie. Hy's te lig in sy broek. Daai manne was swaar gewig manne. So jy alles behalwe kom vergelyk jy en vertel vir my as 'n pastoor ek moet my bediening regtrek en ek moenie hierdie goed preek nie, want ons wil daarom ook 'n sukses maak in die wat is 'n sukses in die lewe? Wil jy 'n goeie boedel los vir die kinders? Hierdie ouens het in omgewings ingegaan van ja, maar ons wil ook nou daar gaan en ons dink nou ons kan daar gaan, maar nou verkoop jy die stad. Jy verkoop die wêreld hierna. En hy sê vir my reguit, moenie sing there's going to be a meeting in the air nie. Wie sou Abraham daarvan gehou het as ek vir hom gesing het? I fly away when I die. Hallelujah. Hy sou gedans het laat die stof staan, want hy het die goed gesien. Yes. Hy het die goed verwag. Ja. As hy vir hom gesê nou gaan ons sing there's going to be a meeting in the air. Sal hy hom gesing het as hy klaar is, sal hy vir jou gesê het met sy oogies, sing hom nog eenmaal vir ons. Ek hou van daai liedjie man. Ek hou van daai liedjie. Nou sê hulle nee, ons moet nie daai goed doen nie. Maar dit is wat die mense gesien en verwag het. Ja. Hulle het 'n stad verwag, maar ek dink die volgende vraag vat ons skrywer en vir ons verder om te verduidelik dat hy praat nie van geloof nie, hy praat van die geloof. Waar begin ons in Hebreërs 11 sien dat die skrywer 'n spesifieke geloof aksie beskryf? Hebreërs 11 vers 10, né? Ek het nou Hebreërs 11 vers 10. Ek het hom nou ook geklaar gepraat, maar jy kan die volgende een daar sê. Want okay, kom ons hou dan dat hy in kronologies hardloop. Jy's reg. Want hy het 'n stad verwag wat fondamente het waarvan God die boumeester en oprigter is. Dan kan jy hom vat na die volgende vraag toe.